Ons groet ook graag almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons almal saam vandag ook God se teenwoordigheid by ons ervaar en beleef en 'n boodskap ontvang wat hy deur sy woord en gees ook vir ons wil gee, so hier op die eerste Sondag van die nuwe jaar 2026. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, aan U bring ons vanoggend al die eer en die heerlikheid, die dank en die aanbidding tot in alle ewigheid. Want U is die ewige koning wat regeer van ewigheid tot in ewigheid. Daar is geen einde aan U mag en majesteit en heerlikheid nie. Geen einde aan U heerskappy nie. U het alles so wonderbaarlik geskep. In U alwysheid werk U met 'n plan met elkeen van ons. Elke tree wat ons gee, is U van bewus. Elke woord wat ons spreek, ken U alreeds nog voordat dit in ons gedagtes opgekom het. Here, U weet wat ons nodig het. En soos 'n Vader vir sy kinders sorg, so sorg U ook vir ons, omdat U ons liefhet. En leef ons uit die genade van U ewige Vaderhand, in U versorgende liefde. En daarom dank ons U dat ons die voorreg en geleentheid het om vandag weer hier saam in U huis te kan wees. Om saam met medegelowiges U naam te kan grootmaak en verheerlik en te kan dink daaraan dat U bloed ons reinig van alle sonde. Dis ons gebed, Here, dat U vandag spesiaal met elkeen van ons sal praat. Dat wanneer ons uit U woord lees, dit nie maar net woorde in 'n boek sal wees nie, maar dat dit vir ons woord van God sal wees. Dat ons U stem daarachter sal herken en sal hoor. Maar Here, dat ons dit ook ernstig sal opneem. Dat ons dit nie by ons sal laat verbygaan nie. Dat dit in ons lewens en ons harte 'n verskil sal maak, net soos wat reën 'n verskil maak in die aarde waarop dit val. Terwyl ons dankbaar is vir die reën wat daar buite val, bid ons dat U ook deur die Gees in ons harte, in ons siel, in ons gees, in ons verstand, dit ook nou geestelik sal laat reën, sodat ons daardeur geestelik gevoed en versterk kan word, en ons U met ons hele lewe kan eer en verheerlik, en met dankbare toewyding dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, so in 'n nuwe jaar, in die begin van 'n nuwe jaar, dink 'n mens mos maar altyd aan nuwejaarsvoornemens. En vandag wonder ek, wat is die heel beste nuwejaarsvoorneme wat 'n mens kan hê? Dis tog maar 'n tyd vir 'n nuwe begin, nie waar? Dis nie maar net 'n nuwe kalender wat ons omgeblaai het en nou is ons weer by 'n nuwe maand en 'n nuwe jaar. Elke dag kan eintlik maar vir ons weer 'n dag wees van 'n nuwe begin. Met nuwe uitdagings, nuwe geleenthede, nuwe dinge wat voor lê. Vir sommige van ons
wat dalk begin om skool toe te gaan vir die eerste keer, of hoërskool toe te gaan vir die eerste keer, of universiteit toe gaan, of dalk begin werk vir die eerste keer, is dit inderwaarheid werklik 'n nuwe begin. Maar vir baie van ons wat al afgetree het en wat grys hare het, is dit maar net nog 'n dag, nee. Maar tog is dit sinvol, dink ek, om nuwejaarsvoornemens te hê, om jouself voor te neem om weer iets te doen. En party mense sal sê, my nuwejaarsvoorneme is om al my werk klaar te kry, om hierdie studies wat ek begin het, hierdie navorsing wat ek mee besig is, om dit af te handel, om klaar te maak daarmee. En ek weet hoe dit voel. Dan is daar ander mense wat weer sê, maar Desember het ons lekker geëet, ons het as familie lekker saam gekuier, en ek kan voel, dit wat in my mond ingegaan het, sit nou op verkeerde plekke, en ek wil nou daarvan 'n bietjie ontslaa raak. Ek wil 'n bietjie gewig verloor, ek wil 'n bietjie my gesondheid weer onder beheer kry, en bietjie ligter word, wanneer ek op die skaal klim, laat daar nie sal staan, help nie, maar dat dit daarom goeie resultate sal oplewer. En as ander wat weer sê, maar ek wil 'n bietjie meer oefen, ek wil weer 'n bietjie fiks word, ek wil gimnasium toe gaan, ek wil gaan swem, en ek wil gewigte gaan optel, en ek wil op die fiets gaan trap, en ek wil op die tredmills gaan hardloop, ek wil so 'n bietjie fikser word, laat ek nie meer so gou moeg kan word. Anders sal ek sê, dis dalk tyd dat ek weer 'n bietjie bloed gaan skenk, en op hierdie manier dalk 'n lewe red. Baie mooi edel motief. En nog 'n mooi voorneme vir die nuwe jaar is om te sê, ek gaan probeer om bietjie meer te spaar, om nie so baie geld uit te gee nie, maar om my spaarrekening so bietjie te bederf in die nuwe jaar. As 'n mens dit kan doen, sal dit wonderlik wees. Dan is daar ander mense wat sê, maar ek wil so bietjie werk aan my huwelik, ek wil 'n bietjie saam met my vrou gaan draf in die natuur, en ek wil saam met my vrou gaan wandel op die strand, om bietjie my huwelik so bietjie aandag aan te gee, sodat ons verhouding so bietjie weer kan sterker word, en ek sommer dieselfde tyd 'n bietjie kan fikser word ook. Sommige ouers sê, maar ek wil hierdie jaar so bietjie meer tyd saam met my kinders spandeer. Die vorige jaar was so besige jaar gewees, en so baie dinge het gebeur, dat ek nie by my kinders kon uitkom soos ek graag wou nie, en ek voel ek het hulle bietjie afgeskeep, en is tyd dat ek weer bietjie aan hulle aandag gee. Miskien moet ons weer 'n bietjie gaan saam visvang. Ander mense sê weer, maar ek dink is dalk tyd dat ek hierdie jaar weer my testament moet onder oë neem. Dinge die afgelope jaar wat nou verby is, bietjie verander, en dis nou tyd dat ek nou weer aandag moet gee aan my testament, en ons so bietjie moet regkry. So, as ons nou moet kies tussen al hierdie en baie ander nuwejaarsvoornemens, wat sou u sê is die heel beste nuwejaarsvoorneme? Daar's natuurlik ook die een om te sê, maar ek wil hierdie jaar 'n bietjie weer meer kerk toe gaan. Ek wil meer kerklik betrokke wees, ek wil my dankoffer 'n bietjie verhoog, ek wil bietjie meer bid, ek wil bietjie meer Bybel lees, ek wil bietjie meer Bybelstudie toe gaan, ek wil bietjie meer stilte tyd hou, ek wil bietjie meer aandag gee aan my geestelike verhouding. En as 'n mens na al hierdie goed in hierdie skerm kyk en al die prentjies, dan sou die geestelike een waarskynlik die een wees wat veronderstel is om ons beste nuwejaarsvoorneme te wees. Ek wil vandag 'n nuwejaarsvoorneme formuleer uit Galasiërs hoofstuk 5. 'n Bietjie gaan kyk wat Paulus daar geskryf het oor 'n Christelike lewe, oor die gees van God, oor ons sondige natuur. En ek het daarin 'n nuwejaarsvoorneme gevind wat ek dink vir almal deur die bank 'n uitstekende nuwejaarsvoorneme kan wees. Hy skryf: julle broers, en ek hoef nou nie by te sê susters ook nie, want ons almal weet, as hulle in daardie tyd van die broers gepraat het, dan het hulle die susters daarbey outomaties ingesluit. Hulle het nie nodig gehad om te sê broers en susters nie, dit was veronderstel. Julle is tot vryheid geroep, moet
net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En nou weer eens die eerste gedeelte waar jy God moet lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, is so algemene kennis dat Paulus nie eens dit nodig ag om dit te sê nie, dit word veronderstel, want dit is die twee gebooie wat so met mekaar saamloop. Maar wat gebeur met mense in plaas daarvan dat hulle mekaar lief het, julle byt en verskeer mekaar. En dit doen ons met ons monde en met ons hande partykeer selfs ook. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. In ander woorde, nie die ewige lewe kry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Tot sover ons skrifgedeelte. Geliefdes, uit hierdie gedeelte is dit vir my duidelik dat ons heel beste nuwejaarsvoorneme is. Dat ons ons lewe steeds deur die Gees van God moet laat beheer. Dan sal ons nie soog voor die begeertes van ons sondige natuur nie. En daarmee saam ons lewe deur die Gees. Dis die Heilige Gees wat in ons lewe en wat aan ons die lewe gee, die ewige lewe. En daarom moet ons die Gees ook toelaat, ruimte gee, geleentheid gee om ons gedrag te bepaal. Dat ons gedrag in ooreenstemming sal wees met die leiding van die Heilige Gees. Hoekom is hierdie voorneme so belangrik? Hoekom is dit belangriker as om gewig te verloor of om in jou huwelik te werk of om te oefen of om te spaar of wat ook al? Hoekom is hierdie voorneme so belangrik? Want geliefdes, ons word almal gebore met 'n sondige natuur. En die beste bewys daarvoor kry ons by kinders. As jy vir 'n kind sê, moenie jou vinger in die muurprop druk nie, wat doen hy? Jy hoef mos nie 'n kind te leer vloek nie, hy vloek sommer self. Maar jy moet hom leer om asseblief en dankie te sê. Dit is 'n bewys dat ons 'n sondige natuur het. Ons word daarmee gebore. Van kleins af het ons 'n geneigtheid, sê die Belydenisskrifte, om God en ons naaste te haat, eerder as om lief te hê. Dit is 'n natuurlike aangebore geneigtheid. Ons sondige natuur verslaaf ons aan sonde. En die sondes wat Paulus hier opnoem, daar's natuurlik baie ander ook,
is onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, dit het alles te doen met seksuele sondes, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns en naaiwer en jaloesie is baie dieselfde, dronkenskap, uitspattigheid en so meer. En so die lys kon baie langer maak. Ons is verslaaf aan ons sonde, omdat ons gebore is met 'n sondige natuur. So van geboorte af is jy aan jou sonde verslaaf. Jou sonde beheer jou. En dis waarom mense mekaar buiten verskeer, terwyl hulle mekaar eintlik moet lief hê. En ons sien dit juis ook by kinders. Nie net by groot mense nie. By kinders sien jy dit ook al. Hoe dat boeties en sissies mekaar eenvoudig kan verwoes en vernietig, buiten verskeer, om Paulus se woorde te gebruik. Ek onthou my pa het altyd gesê, en julle het dit seker ook baie gehoor, julle gun nie die son om oor die ander te skyn nie. So was dit maar in ons huis, en ek glo maar in elke ander huis ook. En as 'n mens groter word, dan kom jy agter, maar hierdie buiten verskeer van mekaar hou nie regtig op nie. En baie keer maak jy die mense wat die naaste aan jou is, die seerste. Hoe jammer tog, dat dit die waarheid en die werklikheid is. Maar, Jesus het juis gekom, en aan die kruis gesterf, om ons van hierdie verslawing vry te koop. As dit nie was vir Jesus se kruisdood nie, dan was ons nog steeds slawe van die sonde, slawe van ons sondige natuur, en was alle mense nog steeds verlore en op pad hel toe. Omdat God sonde haat en dit straf, en die manier waarop hy dit straf is met die ewige dood in die hel. Dis juist Jesus se kruisdood wat die verskil kom maak het. Deur sy bloed het hy ons kom reinig van al ons sonde, soos wat ons uit 1 Johannes uitgelees het by 'n vorige geleentheid. Wanneer ons in Jesus en sy verlossingswerk glo, word ons deur God se genade vry. Nie uit ons eie verdienste nie, net uit God se genade. Genade beteken gratis geskenk. Dan word ons vrygemaak van hierdie verslawing, van hierdie band van sonde wat ons so geboei het. Maar dit beteken ongelukkig nie dat wanneer ek nou in Christus begin glo, dat my sondige natuur nou skielik net verdwyn en hy's weg, en hy maak nooit weer sy opwagting. Dit sou wonderlik gewees het as dit wel so was. Maar dit is ongelukkig nie so nie. Ons sondige natuur is nog steeds met ons. En ons moet hom elke dag oorwin. Dit veroorsaak 'n interne stryd in ons binneste. 'n Stryd wat ons met 'n oorlog kan vergelyk. Of soos 'n rugbywedstryd. Gister was daar weer 2 provinsiale rugbywedstryde. En interessant genoeg, albei van hulle is in die laaste minuut beklink om te bepaal wie die wenner is. So erg was die stryd gewees. Gelyk op 2 punte voor, 2 punte voor, en dan net hier op die laaste minuut kom die leeu's en hulle druk 'n 3. En met die Stormers was dit nou weer ook so, net so 'n minuut en 'n half voor die einde. Toe het hulle die Bloubulle wat hulle die hele tyd vasgehou het tot daar, het hulle gewen. Dit is 'n geweldige stryd wat in ons sondige natuur bestaan. 'n Stryd tussen die Heilige Gees aan die een kant en ons sondige natuur aan die ander kant. In die cartoons van Walt Disney word dit dikwels geteken as 'n duiweltjie op die een skouer en 'n engeltjie op die ander skouer. En dan sê die een nou doen dit en die ander een sê doen dat. En ons het hierdie cartoons mos al van kleintyd af gesien.
Die Heilige Gees wil ons lei om God se wil te gehoorsaam, om te lewe soos Jesus gelewe het. Ons sondige natuur wil ons verlei om sonde te doen, sodat ons die ewige dood tegemoet kan gaan. Die Heilige Gees wil hê ons moet die ewige lewe tegemoet gaan. So ons kan hierdie stryd wen of verloor. En dit kan in die laaste sekondes van hierdie stryd kan die uitslag bepaal word. Ek kan dalk voorloop tot op die laaste minuut en dink ek gaan wen. En dan net voor my sterfbed kan ek alles verloor as ek my sondige natuur toelaat om die stryd te wen. En daarom is dit 'n lewenslange, lewensbelangrike en lewensgevaarlike stryd. Die Hebreërskrywer sê dat hulle nog nie so teen die sonde weerstand gebied asof dit 'n stryd tussen lewe en dood geword het nie. Hierdie stryd is lewensbelangrik, lewensgevaarlik en lewenslang. 'n Mens is slegs vry om te doen wat jy wil wanneer jy 'n kind van God is. Julle broers, julle is tot vryheid geroep, begin Paulus hierdie gedeelte, maar hy sê, moenie jou vryheid gebruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. En dis wat baie mense dink. Hulle dink omdat Jesus ons vrygemaak het van die sonde, kan ons nou maar aanhou sonde doen, maar daar is mos genade. En Paulus vra dit ook daar in Romeine 6, as hy sê, kan ek dan nou maar aanhou sonde doen, sodat die genade kan meer word? En sy nee, beslis nie. Dis nie wat die vryheid beteken. Vryheid beteken dat wanneer ek uit genade deur Christus verlos is, ek 'n kind van God geword het, en dat ek dan in my die begeerte en die behoefte het om aan God se wil gehoorsaam te wees. Voor my verlossing het ek dit nie gehad nie, dan het ek net die wil en die begeerte om aan my sondige natuur gehoorsaam te wees. Dan is ek nie vry nie, dan is ek 'n slaaf van die sonde en van my sondige natuur. Maar as ek 'n kind van God geword het, het hy my kom vrymaak van daardie verslawing. En dan alleen is ek vry om te doen net wat ek wil, want wat ek wil doen dan, is om te doen wat God wil hê ek moet doen. En dit, geliefdes, dit is ware vryheid. Die duiwel het natuurlik ook sy leuns waarmee hy na ons toe kom, wanneer hy ons sondige natuur gebruik om ons te verlei. En een van hulle is om vir ons te sê, maar as jy 'n Christen is, dan kan jy nie doen wat jy wil nie, man. Dan is jy nie vry nie, dan is jy gebonde, dan is jy gebind aan die wet en aan God se wil, en jy moet aan alles gehoorsaam wees wat die kerk en die dominee sê. Nee man, dis nie vryheid nie, sê die duiwel vir ons. Hy sê vir ons, vryheid is om vrye teels te gee aan jou sondige natuur, en te doen net wat jou sondige natuur begeer. Doen dit, dan is jy waarlik vry. Dis die duiwel se leuen. Maar dis juis nie vryheid nie, dis juis verslawing. Verslawing aan jou sondige natuur. Om werklik vry te wees, is om kind van God te wees, en te doen wat God wil hê jy moet doen, en om te wil doen wat God wil hê jy moet doen, dan is jy waarlik vry. En daarom is dit die heel beste nuwejaarsvoorneme, om jou deur die Gees van God te laat beheer. Want as die Gees van God jou lewe beheer, dan kom al die ander dinge daarmee saam ook reg. Dan sal jy God ook lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Dan sal jy nie jou naaste byt en verskeer nie. Dan sal jy jou nie oorgee aan al die dinge van jou sondige natuur. Dan is daar ook 'n resultaat. Paulus noem dit die vrug van die Gees. Hy sê die vrug van die Gees daarteenoor, net soos wat hy 'n sondelys gemaak het, maak hy nou weer 'n lys. Liefde,
Dit staan voorop, want liefde is gehoorsaamheid aan God se wil. En dan ervaar jy vreugde, ware vreugde. Omdat jy God se vrede in jou hart het. En daar nie meer vyandskap en oorlog tussen jou en God is nie, want sonde is oorlog teen God. As jy luister na die leiding van die Heilige Gees, dan maak dit jou ook geduldig. Geduldig om in moeilike omstandighede nie die stoom by jou ore te laat uittrek, soos die cartoonprentjies dit ook teken, maar om kalm en rustig te kan bly. Dit maak jou ook vriendelik. Vriendelik teenoor alle mense, selfs vreemde mense. Dit gee vir jou 'n goedhartigheid, omdat jy dan mededeelsaam word, vrygewig word. Dit maak jou ook getrou. Getrou aan God se woord, getrou aan sy kerk, getrou in jou dankoffers, getrou in jou gebede, getrou in jou Bybelstudie, getrou in jou stilte tyd. Dit maak jou ook nederig, sodat jy nie arrogant meer dink van jouself as wat jy behoort te dink nie, sodat jy nie in jou eie kop eintlik 'n God-kompleks begin kry, omdat jy so magtig en so powerful is. Maak jou nederig. En dit gee vir jou selfbeheersing. Selfbeheersing en geduld is baie dieselfde, maar selfbeheersing het so bietjie meer. Selfbeheersing het ook te doen met nee sê vir jou sondige natuur en ja sê vir die Heilige Gees wat jou lei. Hierdie interne kontrole, dis 'n innerlike interne kontrole, selfbeheersing, wat die Heilige Gees my gee, is dit wat my binne die wil van God hou, sodat ek hom kan dien, soos hy dit wil hê. Ek het een keer gelees, kan nie onthou waar nie, dat die rede waarom daar mense in tronke is, die grootste rede, 'n gebrek is aan interne kontrole, selfbeheersing. Hoekom beland hulle daar? Want hulle het nie impulskontrole gehad nie. Hulle het 'n impuls gehad, 'n drywing, 'n inspuiting, 'n motivering, 'n inspirasie van hulle sondige natuur, wat vir hulle gesê het, steel daai ding, vermoor daai ou, doen dit of dat wat verkeerd is. En hulle het nie die selfbeheersing gehad om nee te sê. En dis hoekom hulle nou in die tronk is. En as jy gaan kyk hoekom daar mense in die hel is, selfe rede. Hulle het hulle lewe deur hulle sondige natuur laat beheer. Hulle het nie interne impulskontrole gehad nie. Hulle het nie selfbeheersing gehad. Hulle het hulle oorgegee aan hulle sondige natuur. En dis hoekom dit die beste nuwejaarsvoorneme is. Maar nou weet ons met nuwejaarsvoornemens, die grootste probleem met ons nuwejaarsvoornemens is die lewensduurte daarvan. Dit hou gewoonlik nie veel langer as die eerste kwartaal. As die eerste skoolvakansie eers aangebreek het, dan is dit alles verby. Ons begin die nuwe jaar met soveel ywer. Die kerk is vol, die sonnagskole is vol. Jeugaksies is besig en bedrywig. En dan kom die eerste skoolkwartaal se einde en eksamen en vakansie en daarna dan is die helfte minder. En dan kom die tweede skoolvakansie, dan is nog die helfte minder. En dan kom die derde skoolvakansie, dan nog die helfte van hulle ook weer minder. En in die laaste kwartaal is amper niks oor nie. Dis nou maar wat die kerk kan betref. Ons kan nou maar met Herman en Antoinette gesels oor die gym. Ek dink hulle sal sê by die gym gaan dit net so.
In die begin van die jaar, dan kom Jimmy Owens waar die besies bewe. Tweede kwartaal, is hulle weg. Ons nuwejaarsvoornemens hou nie baie lank nie. Hoekom is dit so? Van is gewoonlik nie maklike nuwejaarsvoornemens wat ons het nie. Soos byvoorbeeld om gewig te verloor. Om gewig te verloor is 'n verskriklike moeilike ding. Want 'n mens moet mos eet. En eet is mos lekker. En as iemand nou vir jou sê jy moet 'n ophou chocolates eet, hoe doen jy dit? Dis mos nie maklik nie. Maar jy raai voorneme, ek gaan hard daaraan werk. Maandag, dan begin alles mos nou weer. Al die besighede maak weer oop en alles. So maandag begin my dieet. Dan gaan ek minder chocolates eet, ek gaan meer reg eet, minder brood eet en ek gaan meer gesond eet. Ek het hierdie dieet gekry op die internet, ek gaan hom volg. Mense, maar is moeilik om daarby te hou. Baie moeilik. En ons hou juis vanweë ons sondige natuur, van nature nie baie van goed wat moeilik is nie. Goed wat inspanning verg of moeite vereis nie. Ons is van nature lui. Dis die kort en lank daarvan. Niemand is van nature fliks nie. Want fliks vra inspanning, dit vra harde werk, dit vra toewyding, dit vra moeite. Ons hou nie daarvan. Ons soek altyd kort paaie, in Engels die shortcuts, maklike uitweë, skuiwergate. Engels daarvoor is loopholes. Ons soek altyd die maklike pad, die uitkoms, die shortcuts. Ons wil nie die moeilike goed doen nie. Dis ons natuur. Ons wil hê alles moet vinnig en maklik gebeur. En dis hoekom ons kits koffie het in 'n sakkie, kan jy nou 'n cappuccino kry. Dis nie nodig om 'n grand masjien te hê en deur al die goed te gaan soos 'n barista om 'n cappuccino te maak. Jy gooi net die inhoud van die pakkie in 'n koppie en jy gooi kookwater by en tjara cappuccino gereed. Ons hou van alles in 'n kits. Ons wil nie moeite doen nie. Dis hoekom ons nuwejaarsvoornemens ook nie lank hou nie. En baie keer kies ons ook nuwejaarsvoornemens wat nie regtig so belangrik is nie, wat nie regtig lewensnoodsaaklik is. En baie keer besef ons nie hoe lewensnoodsaaklik dit dalk kan wees nie. Ons dink nie daaroor nie. Dis alles redes en daar sou baie ander redes ook kon wees waarom ons nuwejaarsvoornemens nie lank hou nie. Hoekom is dit die heel beste nuwejaarsvoorneme ons lewe deur die Heilige Gees te laat beheer? Hoekom sê ek dis die heel beste een? Beter as enige van die ander. Want dit is regtig lewensnoodsaaklik. As die Heilige Gees nie jou lewe beheer nie, en jou sondige natuur jou lewe beheer, gaan jy hel toe. Op die einde van die dag. En daarom is dit nie net lewensnoodsaaklik nie, dis ewige lewensnoodsaaklik. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon en onderstreep nie. Dis verskriklik belangrik. En daarom is dit die moeite werd om dit jou nuwejaarsvoorneme te maak. En weet jy wat, dis eintlik nie so moeilik nie. Dis regtig nie so moeilik nie. Ons maak dit vir onsself baie keer moeilik. Omdat ons sondige natuur eerder vrye teels wil gee, as wat ons na die Gees van God wil luister. Dis nie so moeilik nie, want dis eintlik 'n wilsbesluit. Dis waar dit alles begin. Praat maar met enige iemand wat 'n alkoholist is wat opgehou drink het, en vra vir hom, wat het gemaak dat jy ophou drink? Dit het begin by 'n wilsbesluit. Ek het 'n keuse gemaak. Ja, miskien het my vrou my gedwing gesê, sy gaan my los as ek nie ophou drink. En dit het dalk gehelp om hierdie wilsbesluit te maak, maar dit was 'n wilsbesluit, dis waar dit begin. Hoekom het jy opgehou rook en die sigarette weggegooi? Dit was 'n wilsbesluit. Dit vra ook 'n wilsbesluit, om te sê, ek wil gehoorsaam wees aan die Heilige Gees wat my lei.
En hoe lei hy my? Hy lei my deur sy woord. Hy lei my deur die verkondiging van sy woord. En hy lei my omdat hy in my woon, met die stem waarmee hy in my binneste met my praat. Moet net daarna luister, is nie so moeilik nie. En boonop gee die Heilige Gees ook nog vir ons die krag om dit te kan doen. Die krag om na sy stem te kan luister, om hom nie te bedroef nie. Die Heilige Gees maak dit dus maklik en moontlik om hierdie nuwejaarsvoorneme te kan maak en daarby te kan hou. En nog 'n goeie rede hoekom dit een van die heel beste nuwejaarsvoornemens is wat jy kan maak, is die vryheid wat die Gees ons gee se gevolge, resultate of die vrug daarvan, die liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, is dit 1000% beter as die gevolge van ons slawerny aan ons sondige natuur. Want dis die ewige dood in die hel. En as jy lewe met die vrug van die Gees in jou, as jy liefde lewe, geduld lewe, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, as jy dit lewe, dan is jy vir almal om jou 'n aangename mens. Dan maak jy die lewe vir jouself en vir almal om jou 'n wonderlike lewe. As jy dit nie doen nie, dan buiten verskeer ons mekaar. So die keuse tussen die twee is regtig nie rocket science nie. Dit is nie so moeilik om daardie keuse te maak nie. En om die voordele en nadele van die twee keuses te kan raak sien. Dit vra net van ons 'n wilsbesluit. Die laaste rede. Dit is nie selfsugtig nie. En dis nie net tot ons eie voordeel nie. Baie nuwejaarsvoornemens is eintlik baie selfsugtig. Dit gaan oor my en oor myself. Hierdie nuwejaarsvoorneme om die Heilige Gees toe te laat om jou lewe te beheers, is nie selfsugtig nie. Omdat die vrug daarvan tot voordeel is van ander. Jy is geduldig met ander. Jy het ander lief. Jy is goedhartig teenoor ander. Jy het selfbeheersing en jy vermoor nie ander nie. Nie eers met jou woorde nie. En dis waarom dit die heel beste nuwejaarsvoorneme is. Dis tot eer van God. Dis God se wil. En belangrikste van alles, dis ewige lewe noodsaaklik. En daarom wil ek u uitnooi. Neem vandag hierdie wilsbesluit. En gebruik elke greintjie krag wat jy tot jou beskikking het. En wat die Heilige Gees jou gee, om jou lewe te laat lei deur die Gees van God. Dan sal jy nie soog voor die begeertes van jou sondige natuur. En dan sal jy met die wederkoms van die Here Jesus Christus in heerlikheid voor God verskyn. En sal hy vir jou sê, mooi so goeie en getroue diensknegt, kom deel in my vreugde. As jy dit nie doen nie, gaan jou sondige natuur die baas van jou lewe wees en 'n slaaf van jou lewe maak, en gaan die Here vir jou sê, gaan weg vir my af, ek ken jou nie. Want jy het nie God se wil gedoen nie. Kom ons neem hierdie wilsbesluit. Kom ons maak dit ons nuwejaarsvoorneme, maar meer is dit. Kom ons maak dit ons lewensvoorneme. Elke dag vra ons vir die Here, deur die Heilige Gees ons te lei, dat ons vandag sal doen wat hy wil hê ons moet doen. Want dan is ons waarlik vry. Amen. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, baie dankie dat U die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Dat U op daardie manier Immanuel vir elkeen van ons geword het. Nie net Immanuel in die geboorte van Jesus Christus nie, maar ook in die uitstorting van U Gees in ons lewens. Dankie dat die Heilige Gees vir ons die krag gee om innerlik sterk te word. Sodat ons liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing in ons lewe kan hê. Here, U weet dat ons 'n stryd in ons binneste het teen ons sondige natuur. En hoe dit ons sondige natuur so dikwels die oorhand kry, omdat ons toegee aan versoekings, omdat ons die leuns van die duiwel en die bose glo, omdat ons so dikwels vrye teels wil gee aan ons sondige natuur. Omdat dit vir ons so natuurlik is. En daarom bid ons Vader, wees ons sondaars genadig. Gee vir ons die wysheid en die krag en die leiding om vandag en elke dag te besluit om ons lewe nie deur ons sondige natuur te laat beheer nie, maar deur U Gees. So kom sê ons dankie vir die afgelope jaar wat verby is, alles wat ons kon ervaar en kon beleef, die goeie tye, maar ook die moeilike tye. Dankie vir alles wat ons daaruit kon leer. Dankie dat ons met verwagting en vreugde ook kan uitsien na die nuwe jaar wat voorlê, al die nuwe uitdagings wat op ons wag. En dankie dat ons kan weet dat U elke oomblik van elke dag by ons is. En dat U die pad saam met ons stap. Dankie dat U goedheid en U guns en U liefde ons lewe lank by ons sal bly. En dat ons altyd kan tuis wees in U huis, tot in lengte van dae. Vader, ons kom bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, omdat hulle geliefdes aan die dood moes afstaan. Ons kom bid vir elkeen wat dakloos is, elkeen wat arm is, wat werkloos is, vir elkeen wat swaar kry en wat hulle nood ook al mag wees. Ons vra, Here, dat U uitkoms sal bring vir elkeen soos wat dit U wil is. En waar die wêreld so deur mekaar plek is en daar so baie oorloë en aanvalle is, staatskapings, hoofstede is wat aangeval en verwoes word met oorlogswapens, bid ons vir vrede in die wêreld. Vrede ook in ons land, vrede in ons harte. Waar daar baie mense is ook wat gebuk gaan onder natuurrampe, bid ons ook dat U daar sal wees met hulle en hulle geliefdes. Here, ons weet dat al hierdie dinge tekens van die tye is en dat U daardeur met ons praat, dat U ons oproep om te kyk hoe min tyd daaroor is en dat ons alles moet uithaal. Dat ons as het ware die bomskwad moet op die veld bring, sodat die Heilige Gees ons lewe kan beheer en nie ons sondige natuur nie, en ons die oorwinning kan behaal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het die gebruik hier by ons om die eerste Sondag van elke maand sagte dankoffers te hê. So ons gee koevertjies by die deure uit en plaas jy die dankoffer daarin. Kan jy dit by die deure maar net in die sakkies gooi. As jy nou nie 'n koevertjie het nie, maak nie saak nie, kan maar net die dankoffers nog steeds by die deure ingooi. En met die gesamentlike dienste werk dit so dat ons al die dankoffers wat by die eredienste gekollekteer word, dat ons dit 50-50 verdeel en dat elke gemeente ook deel daarvan kry. So moet nou nie dink, as jy nou vandag geld hier ingooi, dit gaan na Falconreach toe en dit gaan nie ook na Unitas Park toe nie. Dit gaan by albei gemeentes 50-50 uitkom.
So dit is tot eer van God se koninkryk en die dankoffers is natuurlik ook vir hom en nie vir mense nie. So hou dit maar in gedagte. Baie dankie. Ons gaan afsluit met lied 431, O Gees van Vader en van Seun, ons voorspraak, leidsman, krag en steun, U vul ons diepste hartsverlange, U kom ons in die waarheid lei, U leer ons bid, kom by ons bly, U loof ons met ons lofgesange, wil steeds die goeie in ons werk, bewaar, vermeerder en versterk. Ons sing die eerste en ook die tweede vers.